Matteus 24 vers 13. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Net daai vers. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Volhard is om aan te hou, om nie op te gee nie, om deur te druk, om die een voet voor die ander voet te sit, om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Dit is volharding. Ek gee nie op nie, ek gooi nie my hande in die lug en sê, ek skaai nie meer nie, ek hou aan met dit wat ek besluit het om te doen. Lukas 21, kom ons blaai na Lukas 21 toe, vers 19. Lukas 21 vers 19. Deur julle volharding moet julle self red. Hoor die verskil tussen die twee. Deur julle volharding moet julle self red. Matteus 24 vers 13 sê, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hier 'n ander fokus, as jy aanhou, dan sal jy jouself red. Maar voordat ons gaan kyk, hoekom die verskil en wat dit vir ons beteken, net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie twee verse, waar pas hierdie verse in? Dit is Jesus se profetiese rede. Hy het gesê, dit is wat in die toekoms gaan gebeur. In die toekoms sal julle moet volhard. En as hy sê vir sy disippels, julle sal moet volhard, dan sê hy dit vir die hele kerk. En ons sit in die eindtyd. Dit is die eindtyd wat ons beleef. En in hierdie eindtyd met al die uitdagings, met moeilike tye, met vreemde tye, hierdie oproep van volharding. Deur volharding sal jy gered word. Deur volharding sal jy jouself red. En dit is ons uitdaging in ons lewens vandag. Dit is wat ons elke dag mee gekonfronteer word. Die wêreld is teen die kerk. Die wêreld staan teen die kerk. Die wêreld wil die kerk vernietig. En ons is die kerk. So jy kan sien, waar sit ons op hierdie oomblik? Ons sit in 'n moeilike situasie. En daarom hierdie oproep van volharding. Volharding. En nou moet ons die vraag vra, maar hoe gaan ons dit doen? Matteus 24 sê, julle sal gered word deur God drie-enig. Julle sal gered word deur God. En met Pinkster en met Hemelvaart het ons bietjie agtergekom dat Jesus het opgevaar na die hemel, want sy werk op die aarde was klaar. Hy het gedoen wat hy moes kom doen, en daarom het hy die aarde verlaat en in sy hemel toe. Ons het agtergekom, maar omdat die graf leeg is, het Jesus opgevaar, want hy leef en daarom het hy opgevaar. So, God het alles in plek gestel. Hy het alles in plek gestel, sodat ons gered kan word. En toe stuur hy vir ons die Heilige Gees, sodat ons nou hierdie waarheid kan ken. En dis ons volharding. God het alles in plek gestel. Ek glo, ek lewe saam met die Heilige Gees. Die tweede gedeelte, Lukas 21, praat van red jouself. Waar pas dit nou in? Ons het nou nog gelees van genade. Uit genade is julle gered. En hier staan, ons moet onsself red. Maar dis nie om homself te red nie, dis om volspoed in geloof te gaan lewe, volspoed in hierdie werklikheid wat Christus bewerk het. Dat hy aan die kruis gesterf het, ons sondes is vergewe. Dat hy die deur oopgemaak het aan die Vader. Dat hy vir ons die Gees gestuur het. Nou moet ons volspoed lewe in geloof. Dis ons uitdaging. Ek kan nie sê, nee, ek moet volspoed lewe. Ek moet alles insit. Volhard. Ek sit alles in. Maak nie saak hoe hoog is die berg nie. Maak nie saak hoe groot is die uitdaging nie. Volspoed in geloof. Gaan ek lewe. Gaan ek volhard. En so word ek gered. Nie omdat ek volspoed lewe nie, maar deur wat Christus gedoen het. Deur die genade waaruit ek gered word. Daardeur word ek gered, maar ek lewe dit nou. Want dis ons oproep, gaan lewe dit nou volspoed. Jesus en sy verlossing. Hoe word jy kind van God? Hoe kom jy by hierdie punt uit wat jy sê, maar nou moet ek voluit gaan lewe vir God?
Ons het 'n bietjie hieraan geraak in Pinkster ook. Jy ontvang Jesus as die lam van God. Jy ontvang Jesus. Jy ontvang wat hy vir jou gedoen het. Jy besef, al my sondes het op hom gekom. En omdat al my sondes op hom gekom het, versoen Jesus my met die Vader. Hoor mooi, dit is wat gebeur het. Dis nie net hy het vir my gesterf en nou voel ek voel beter nie. Hy versoen my, hy bind my aan die Vader. En omdat ek nou aan God verbind is, skenk Jesus die Heilige Gees aan my. Vader, Seun en Heilige Gees. Sien jy hoe werk alles saam vir ons verlossing? En omdat ons verlos is, hierin moet ons volhard. Hieraan moet ek vashou. Ek is vergewe, ek is kind van God. Wie die Gees het die lewe. En vanuit hierdie waarheid kan ons nou gaan leef. Kan ons, daai 2 verse kan ons uitleef. En dis waar hierdie geloof in volspoed vandaan kom. Alles is in plek. Alles is in plek vir jou lewe, om nou voluit vir God te gaan leef. Alles is in plek. Daar is nie iets wat uitstaande is nie. En dis ons uitdaging. En ek wil hê ons moet met hierdie realiteit begin vandag. Alles is in plek, en nou kan ek lewe. En dit bring ons by hierdie punt uit. Want dit lei tot redding. Dit lei tot oorwinning. Dit lei ons tot by die kruin van die berg. Hierdie berg wat voor ons staan, hierdie berg wat ons lewe is. Ek staan voor 'n berg en ek moet lewe, ek moet by die kruin uitkom, ek moet die oorwinning behaal. 'n Berg soos hierdie as voorbeeld is nie 'n Sondag stappietjie, dan stap ek so tot bo nie. Dit is harde werk. En dis ons lewens. Ons lewens is harde werk. Om te volhard, om aan te hou, om te fokus op hy oorwinning. Ons kan die berg sien as 'n uitdaging, 'n lewensuitdaging. Maar ons kan hom ook sien as 'n daaglikse uitdaging. Daagliks staan ek voor 'n berg. Daagliks is hierdie uitdaging voor my wat ek moet oorkom. Daagliks moet ek volhard in my geloof. Daagliks moet ek alles doen deur die krag van die Heilige Gees, sodat ek die kruin kan bereik, sodat ek môre weer kan begin en weer aangaan. Dit klink nou nie baie goed nie. Dit klink nie baie lekker nie, maar die wonder is, ek gaan nie alleen deur hierdie uitdaging, want die Gees stap saam met my. Die Gees ondersteun my, die Gees dra my. So wat is hierdie berg? Hierdie berg is ons natuurlike lewe, ons gewone uitdagings wat ons beleef. Gewone probleme. Ek moet werk, ek moet skool toe gaan. Ek moet oorleef. Ek het antwoorde nodig. Maar is ook ons geloofslewe. Want die twee gaan hand aan hand. Ons kan nie ons gewone lewe en ons geloofslewe skei nie. Dis een lewe. So die berg is 'n kombinasie van al die uitdagings wat ons moet beleef. Maar wat is ons geloofsuitdagings? Ons het so ruk teruggekyk na die 7 gemeentes, die 7 gemeentes in die eindtye, die uitdaging wat Jesus aan hulle stel. En dis die uitdagings wat ons beleef. Ek wil net vinnig deur hulle gaan. Hy praat van, julle het julle eerste liefde verlaat, julle het vergeet van Jesus en julle het ander goed nagejaag. Dan roep Jesus op, bekeer julle. Die duiwel staan teen die kerk. Die duiwel is die vyand van die kerk. En die kerk moet sterk staan. Morele agteruitgang. Hulle het nie meer God se wil nagejaag nie, hulle het hulle eie wil nagejaag. Hulle het gedoen wat hulle wou. En Jesus het hulle aangekla. Hulle het 'n valse leer aangang. Hulle het 'n valse leer bevorder. Hulle het gesê, jy moet Jesus en dit. En Jesus sê nee. Want hulle was geestelik dood. Want hulle het net volgens die wêreldse standaard geleef, nie volgens Christus se standaard nie. Nou laas een, hulle was lou Christene.
En julle ken daai stukkie. En Jesus het gesê, ek sal julle uit my mond uitspoeg. Lou Christene wat sê, ons is. Dit gaan oor ons. Dit gaan nie oor Christus nie. Hy antwoord op die vraag, wat Jesus sy disippels gevra het, wie sê julle is ek? Petrus het gesê, U is die Messias, U is die Verlosser, U is die Seun van God. U is ons Here. Die uitdaging in ons geloofslewe. Waar staan jy in jou geloofslewe? Wat ag jy belangriker as Jesus? Wat stel jy bo Christus? Ons het nou gelees van sy liefde. Ons moet hom lief hê. Wat ag jy hoor as om God lief te hê? Wat het jy meer lief as God? Natuurlike lewe, uitdagings, die berg, vrees wat ons beleef, magteloosheid. Ek het nie beheer oor die natuur nie. As ek moet plant, ek het nie beheer wanneer dit reën nie. As ek geplant het, wat gebeur as dit nie reën nie? 'n magteloosheid in ons land. Dit is hoe ons voel. Dis wat ons beleef. Stryd, teenstand. As jy opstaan en as 'n Christen, wat is die reaksie? Wat is die reaksie van mense teenoor jou? Wat is die reaksie van die wêreld teenoor jou as jy opstaan in die naam van Jesus Christus? Twyfel wat ons beleef, bekommernisse, gaan ek genoeg hê om vir my gesin te sorg? Gaan ek suksesvol bly? Gaan ek kan aangaan? Ongeloof. Ek bid en dit reën nie, wat doen ek? Ek bid en ek bly siek, wat doen ek? Swaar kry. Ek voel onsuksesvol. Ek het nie antwoorde nie. Dit alles is hierdie berg wat voor ons lê. En die vraag is, hoe kan ek oorkom? Hoe kan ek aangaan om as 'n Christen te leef? Want ek dink aan Paasfees. Ek dink aan Hemelvaart. Ek dink aan Pinkster, maar ek staan hier, ek moet daai berg uitklim. Hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek elke dag aanhou? Hoe gaan ek volhard? Hoe gaan ek nie opgee nie? Dis ons vraag. Dis die uitdaging wat aan ons gestel word. Ek het so 'n paar 6 praktiese punte vanuit bergklim wat ons bietjie kan na gaan kyk en sê maar ek moet hierop fokus, ek moet hieraan vashou. Onthou ek het die Heilige Gees. Christus het vir my gesterf. Ek is gered uit genade uit. So waarop kan ek nou fokus? 6 punte. Die eerste een is 'n tou. Daar sien jy 'n tou en as ek die tou aan my vasmaak, hier is 'n punt hier ergens gewees. As ek die tou aan my vasmaak en ek klip hom vas en iemand anders het die ander punt van die tou, dan weet ek is veilig. Ek weet as ek gly en val, daar gaan iemand wees wat my gaan red. Daar's iemand wat gaan verhoed dat ek daarvan bo af afval. Wie is daai persoon? Wie is die een wat jou gaan in stand hou? Dit is Jesus. Dit is hy wat sy lewe gegee het vir ons. Hy wat sy lewe neergelê het, gaan hy nou by 'n punt kom wat hy jou gaan vergeet en sê maar, nou gaan jy nou maar op jou eie, ek het my lewe gegee vir jou, ek het alles in plek geplaas, gaan jy maar net aan nooit. Hy praat van ons moet hom lief hê, daar's heeltyd die oproep van 'n verhouding saam met die Here. Gebind aan Jesus. En deur Jesus, die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons lei. Die Heilige Gees wat ons dra. Die Heilige Gees wat ons krag gee. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis waarop ons moet fokus. Hoe gaan ek hy berg oorkom? Gebind aan Christus. Elke dag gebind aan Christus. Deur die krag van die Heilige Gees wat by my is. Maar nie net Christus en die Heilige Gees nie. Hy vra ook ons moet mekaar lief hê. Ons moet aan mekaar gebind wees. Ons moet mekaar dra. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan moet ek vir jou gaan bid. Ek moet daar vir jou wees. Ons moet na mekaar omsien. Ons kan nie alleen staan nie. Daai verhouding, daai gebindheid aan Jesus. Dis waarop ons moet fokus.
Volgende een, 'n tent. As jy daar in die sneeu moet bly, slaap vir 'n aand en die wind waai, en jy het 'n tent wat jou kan beskerm. En as jy in daai tent is, dan voel jy maar, hier kan ek oorleef. Hier is ek veilig. Dis die belewenis wat ons kry in die teenwoordigheid van God. Dis die belewenis wat ek het as ek volgemaak word met die Heilige Gees. Ek is nie alleen nie, hy beskerm my. Ek wil net vir ons 2 verse uit Psalm 91 lees. Hy sê dit so mooi, hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. As ek hierdie berg moet uitstap en ek het hierdie verse in my hart, die Here is my God, hy sal voorsien, hy sal sorg, hy sal my beskerm. Volgende een, ons het so 'n voorbeeld van grips. Daar's 'n hand wat aan die rots vasklou, om jou hande daar te sit en jou lewe te waag, net op 'n plekkie waar jou vingers vashou. Dit is wat geloof is. Om te weet maar, ek kan my Here vertrou. Ek hang hier so aan 'n berg met een hand. So kan ek aan Jesus vashou en maak nie saak hoe groot is my uitdaging nie. Hy sal my vashou. Geloof is om oortuig te wees, om seker te wees. Nie van, gaan Jesus my help, gaan Jesus by my wees, gaan die Heilige Gees my antwoord. Ja, hy gaan, want hy is ons Here. Geloof, daai loks, wat jy die tou aan jouself vasmaak, as jy hom vasgemaak het, dan het jy sekerheid, ek is vas aan hierdie tou. Al val ek, al gly ek is vas aan die tou. Onthou, Jesus hou die ander kant vas, ek het hierdie sekerheid. Ek het die Heilige Gees. Ek kan hierdie berg oorkom, ek hoef nie te twyfel nie, ek hoef nie bekommerd te wees nie, ek is gevul met die Gees van God, ek kan en ek gaan. Ek het hierdie sekerheid en daarom een voet voor die ander voet, ek hou aan, ek gee nie op nie. Want ek is gekoppel aan my Christus, ek is gevul met die Gees. Skoene. Om vasvoetig te wees, om ordentlike skoene te hê en weet, ek gaan nie sommer net gly nie. Ek gaan nie net staan en gly my voet onder my uit en dan val ek nie. Ek staan stewig, ek staan in die waarheid. Dis ons fondament, die waarheid, die woord van God. Die realiteit van Paasfees, die realiteit van die Hemelvaart, die realiteit van Pinkster. Dis my waarheid, dis waarop ek staan. En dan die laaste een, die rugsak. Ons het gepraat van die voorbereiding tydens die Pinkster. Die voorbereiding waar dit alles moet begin, alles wat ek saam met my op hierdie staptog vat, hierdie uitdaging vat. En ons het gesê, daar's 2 punte, die persoonlike aanbidding, dis jou stilte tyd saam met die Here. Persoonlike aanbidding. Nie 2 minute vinnig gelees en dan is ek reg vir die dag nie, maar om stil te raak saam met Christus in die oggend. Om te luister na die Heilige Gees. Om God toe te laat om met my te praat, om my voor te berei. Persoonlike aanbidding. Dis hoe jy jouself voorberei vir die dag. Dis hoe jy jouself voorberei vir die lewe wat voorlê. Maar dan ook gesamentlike aanbidding. En dis wat ons vanoggend hier beleef. Gesamentlike aanbidding. Wat 'n voorreg om saam voor die Here te kom staan en saam te kom bid en sê, maar Here, lei ons, rig ons, bewaar ons en seën ons. Dan kom ons by die konklusie. Ek, saam met die Heilige Gees, lewe voluit vir Jesus. En omdat ek voluit vir Jesus leef, is die oorwinning myne. Want hy het vir my die oorwinning behaal. Ek is vol van die Gees. Hy's in my, hy's by my. So kan ek 'n berg aanvat, hoe groot die uitdaging ook al is, want ek is kind van God. En niks gaan my stop nie. En dit
dit bring ons na die volgende punt toe van nagmaal. Nagmaal is regtig vir ons hierdie getuienis van dit wat ons glo. Maar as jy nagmaal vandag gaan gebruik, as jy die brood ontvang, en jy besef wat Jesus sê, dat hy het sy liggaam gegee vir jou versoening. As jy daai brood ontvang en jy sê, maar Christus het regtig vir my gesterf, dan weet jy het die Heilige Gees, want jy kan dit nie glo, as jy nie die Gees van God het nie. So as jy vandag daai brood ontvang, en jy sê, maar Jesus het vir my aan 'n kruis gesterf, omdat U vir my lief is, dan sê jy dit onder die leiding van die Heilige Gees. Wat beteken, jy het die Heilige Gees. En as jy die wyn vat, die wyn wat staan vir die bloed van Christus wat gevloei het, die verbond van genade. As jy die wyn vat en jy weet maar Christus het gesterf, hy het sy lewe gegee, sy bloed reinig my van my sonde. En daarom is 'n kind van God, kan jy dit slegs sê, onder die leiding van die Heilige Gees. En daarom die uitnodiging vandag na die nagmaalstafel toe. As jy vandag nagmaal vier, en jy hoor wat sê die lewende God vir jou, weet, maar ek het die Gees wat dit teenoor my getuig. Weet, ek kan nou gaan lewe, ek kan volhard, want ek het die Gees van God. Want ek is kind van God. Want Jesus is my verlosser. My sondes is vergewe en ek behoort aan hom. Daarom kan ek voluit gaan lewe. Hy sal my red. En as in reaksie op sy redding sal ek voluit lewe vir hom. So as jy vandag oortuig is deur die Gees dat jy kind van God is, dat jy gered is deur die kruisdood van Jesus Christus, nooi ek jou uit na die nagmaalstafel toe. As jy kind van God is, laat ons saam nagmaal vier. Want Jesus is ons Here en die Heilige Gees woon in ons. Amen.